Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand en baie dankie dat jy ingeskakel het hierso weer eens by Kort en Kragtig. Dit is 'n voorreg om met jou te kan gesels weer eens uit die woord van die Here. Nou vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor ek het gesondig. Wat nou? Maar nie net, ons gaan nie net na 'n resep kyk vanaand nie, maar ons gaan na so 'n paar gedagtes kyk. Ons het nou die afgelope tyd het ons 'n bietjie gekyk na die karakter van sonde. As jy so 'n bietjie terug gaan blaai in jou gedagtes, vorige Kort en Kragtig boodskappe, en dan het ons gekyk 'n bietjie na God en sonde, hoe God sonde sien, en dan natuurlik nie net sien nie, maar wat God oordeel en nie gaan oordeel nie, onder andere. En dan vanaand, ek het gesondig, wat nou? Maar ons gaan hom so 'n bietjie uitrek. En dan wil ek ook vir jou sê, as jy enige ander van hierdie boodskappe graag weer wil luister, of nog nie na geluister het nie, en jy wil graag hulle luister, kan jy gaan kyk daar op YouTube, onder Fanie Meiburg. Fanie Meiburg, dan gaan jy dit daar so kry, dis mooi gemerk onder Hartklank, en dan natuurlik is daar ander dinge ook waarna jy kan luister. Kom ek lees gou vir jou Efesiërs 1 vers 7, wat 'n wonderlike vers. In hom, in Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed. Verlossing natuurlik van sonde en natuurlik van ons aardse sondige natuur en die finale verlossing wanneer ons in die hiernamaals sal ingaan en ons het die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hoe kom die vergifnis? Deur genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Gaan lees gerus daar die hele hoofstuk. Nou met die vraag, ek het gesondig, wat nou? Ek dink dat kan ons maar vir mekaar 'n kort antwoord gee. Ek het gesondig, wat nou? Moenie dat die gras onder jou voete groei nie. Deel met dit en kry oorwinning daaroor. Want sommige sondes, nê, soos wat Hebreërs rondom bitterheid byvoorbeeld praat. Hy sê bitterheid skiet wortels. En dis maar wat sonde doen, dit skiet wortels in 'n ou se lewe, in jou hart, in jou denke, in jou gewoontes, in jou handelinge, in jou wandelinge, en hulle gaan diep in. En dit raak later moeilik om hierdie goed uit te roei. Dis hoekom ek sê, moenie dat die gras onder jou voete groei nie. En ons as mens raak mos later so gewoond aan sekere sondes, nê? Gewoonte sondes, dat ons dit paai en ereplekke gee in ons lewens, soos, jy weet, ons hanteer sommige kere sonde soos familie, en dan nie die hart later het om daardie familielid in aanhalingstekens die trekpas te gee nie. En nou weet jy mos nou ook, hierdie familielede, hierdie sonde van familielede, onthou ek praat nou nie van mense nie, ek praat van sonde. Hierdie sonde familielede het die gewoonte om hulle uitgebreide families ook in te nooi. Sonde neem toe in 'n ou se lewe. Dit bly nie net by klein goedjies, eenvoudige goed nie, dit word groot. En dit brei uit. En die algemene vraag onder mense is, wat ek gedoen het, is baie groot, is groot goed. Die sonde wat ek gedoen is groot goed. Die impak wat dit op mense se lewens gehad het, selfs op kinders en op myself, op my huis, my kinders byvoorbeeld. Dis groot goed wat ek gedoen het. Sal ek ooit vergewe kan word? En die kort antwoord is ook, as Heilige Gees jou oortuig het daarvan, moet jy altyd onthou, sal die Heilige Gees jou lei tot berou van jou sonde en belydenis daarvan, en kan jy verseker wees, soos wat ons vers gesê het, Jesus vergewe sondaars. Jesus vergewe sondaars. Nou vanaand
wil ek 'n bietjie 4 gedagtes met jou deel. En hierdie 4 gedagtes is nou die volgende. Is daar sonde wat nie vergewe kan word nie? Is daar groot en klein sonde? Dis eintlik 'n simpel vraag, gedagte, maar ek wil 'n bietjie gesels rondom hierdie gedagte oor groot en klein sonde. Nie eintlik is daar nie, maar oor groot en klein sonde. Die derde gedagte is ek het gesondig, ek het nou die sonde gedoen, so wat nou? En dan die vierde gedagte, skuldgevoel. En ek gaan dit net kortliks met jou deel, want soos jy weet het ons maar 23, 24 minute of so wat ons rondom hierdie gedagtes kan gesels en ek wil dit so kortbondig met jou deel. So die eerste ene is daar sonde wat nie vergewe word nie? Nou daar's 3 gedagtes, 3 verse wat ek gou met jou wil deel rondom is daar sonde wat nie vergewe word nie. Markus 3 vers 20 tot by vers 30. Ek wil hê jy moet die konteks van daardie skrifte gaan lees, maar ek wil vir jou 3 verse wil ek gou vir jou lees. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Hoekom? Omdat hulle gesê het, Jesus het 'n onreine gees. Wat hier gebeur het is, Jesus het duiwels uitgedryf en toe het hulle vir hom gesê dat hy dryf duiwels uit deur Beelzebul. Wat hulle gedoen het is, hulle het gesê Jesus besit 'n onreine gees en Jesus het die Heilige Gees wat op hom is en in hom is. So wat die mense gedoen het is, hulle het gesê Jesus, die Heilige Gees wat in Jesus is 'n onreine gees en Jesus, na aanleiding van hulle stelling wat hulle gemaak het, het Jesus vir hulle gesê, al die sondes sal die mensekinders vergewe word, al die lasteringe, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het om te sê, die Heilige Gees is 'n bose gees, is 'n Satansgees, is 'n onreine gees, hulle sal skuldig wees aan die ewige oordeel, daardie sonde sal hulle nooit vergewe kan word nie. Die tweede ene is Hebreërs 6 vers 4. Ek lees gou vir jou tot vers 6. Dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Hierdie gedeelte sê, jy het tot verligting gekom van Jesus Christus, met ander woorde, jy het tot kennis van Jesus Christus gekom. Jy het die waarheid gesmaak, betekende, jy het die werklikheid van vergifnis, het jy en van vryspraak het jy beleef. Jy het die werking van Heilige Gees ervaar in oortuiging en in berou en in erkentenis, na aanleiding van hierdie kennis van Jesus Christus en die werk van die Heilige Gees, wat jy gehoor en geontvang het. En van hierdie totale kennis en belewenis, draai jy steeds en weer eens jou rug op Jesus Christus. Dan sê die skrywer, dan is dit onmoontlik om weer tot verligting te kom, want onthou, die hart wat verhard al hoe harder. Dan is dit onmoontlik om weer tot verligting te kom, want jy kruisig Jesus wetend. En jy maak Jesus weer tot skande deur jou sonde weer op te neem. Hiermee ontken jy met ander woorde Jesus Christus se werk aan die kruis. Dit is, onthou jy, soos Esau, wat met trane berou getoon het. Onthou jy oor sy eersgeboortereg? En ten spyte van die feit dat hy berou gehad het vir dit, het hy sy eersgeboortereg verloor.
Die derde vers is, en dit gaan spesifiek oor opsetlik Sondag, want dit is wat spesifiek in Hebreërs 10 vers 26 tot vers 29 staan. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. En ek en jy weet, sonder die offer van Jesus Christus aan die kruis, sonder sy bloed is daar nie vergifnis nie. Vers 27, maar as daar nie vergifnis is nie, dan beteken dit 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Want verduidelik hy in Hebreërs, vers 28, as iemand die wet van Moses verwerp het, hy gaan so 'n bietjie terug in die Ou Testament in, na die wet toe. As iemand die wet van Moses verwerp het, wat het met hom gebeur? Hy sterf sonder ontferming, sonder genade op die getuienis van 2 of 3. Met ander woorde, dit is 2 of 3 wat getuig en sê, hy of sy het verkeerd opgetree, daarom sal jy sterf. Wat beteken, die bloed van Jesus Christus, die Heilige Gees, oortuig jou van jou sonde, jy draai weg van dit af. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap, die bloed van die Nuwe Testament, die bloed van die Testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het. Hierdie gedagte, as jy nou hoor, loop hand aan hand met die vorige gedagte van Hebreërs, wat ons nou gelees het. In hierdie verse kom 'n persoon met ander woorde tot kennis, daardie verligting van die vorige skrifgedeelte wat ons gelees het nou. Dis nie bekering nie, dis net jy kom tot kennis van. Nou weet jy mos wat is sonde. Jy weet wat sonde doen, jy weet waarheen sonde jou lei, en dat Jesus Christus die vrymaker is, en dat Heilige Gees die oortuiger is, ensovoorts. Jy ken die bloed van Christus, jy verstaan die offer, jy tot kennis gekom, en ten spyte van al die kennis, gaan jy en jy sondig opsetlik, wetend, gaan sondig jy. Hebreërs sê, die wat opsetlik sondig, hoor wat sê hy, is eintlik baie grafies. Hy sê, die een wat opsetlik sondig vertrap die Seun van God, Jesus Christus. Vertrap die bloed van Jesus Christus. Maak dit met ander woorde onheilig. Daardie bloed wat hy aan die kruis gestort het, en beledig, soos die Grieks sê. Ek het nou vir jou gelees en sê, dat waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaak het. Die Griek sê, beledig die Heilige Gees. Die werk wat Heilige Gees gedoen het, of wat die Heilige Gees wil doen in jou lewe, jy beledig dit, jy draai jou rug op die Heilige Gees se stem, die Heilige Gees se werk, wat Heilige Gees in jou wil doen. Hierdie is die 3 dinge, wat ek raak gelees het, wat vir my daarop wys, dat daar wel sonde is, wat nie vergewe kan word nie. En soos ek baie keer sê, dat wanneer ek nou met jou hierdie inligting behandel, is dit regtig vir jou tot inligting, tot toepassing, tot lering, tot teregwysing, sodat ons kan kom tot die volle grootte in Christus. Maar as dit op jou van toepassing is, soos wat ek aan die begin gesê het, moenie dat gras onder jou voete groei nie. En weet jy, as jy hierdie oortuiging in jou hart beleef en ervaar, dan moet jy weet, die Heilige Gees, die Here gee vir ons nog 'n kans, nê. Die feit dat ons nog ons voete op hierdie aarde het, en terwyl daar nog sonde vergifnis is, laat ons die kans benut en gebruik. En nou die tweede vraag is, wat ek gesê het ons gaan behandel, is daar groot en klein sonde? En ek het gesê, ek wil nie eintlik sê, is daar groot en klein sonde nie, maar
Wat sê jy van groot en klein sonde? Bestaan daar, wat sou jy sê, is daar groot en klein sonde? Met ander woorde, in, kom ons sê, oordeel of in straf, is daar groot en klein sonde? Kan ons hierdie goed onderskei? En tog wil ek aan die een kant sê, nee, daar is nie 'n verskil nie. Sonde is sonde. En ons kan van mekaar sê, maar dit is tog die regte gesindheid om te sê dat sonde sonde is. Maar ek dink nie ons is reg om te sê dat ons kan alle sondes in dieselfde kategorie plaas nie. En wat ek daarmee bedoel is, as iemand, om 'n voorbeeld te gee, 'n potlood steel, kan ons tog nou nie sê dat dit dieselfde ding is as om 'n kar te steel nie. Ons kan nie sê diefstal is diefstal, en verstaan jy? Ons kan sê diefstal is diefstal, ja, dit is steel, maar ons kan nie hierdie groot ding en hierdie klein ding presies langs mekaar sit nie. Want dan is dit om te sê, onthou ons praat van sonde. Ons praat nie nou van 'n potlood in 'n kar steel nie. Want dan moet ons sê, om 'n klein sonde te doen is presies dieselfde as om 'n groot sonde te doen. En ons almal moet dieselfde oordeel kry vir daardie sonde. En tog lees ek in Jakobus 3 vers 1, sê die apostel, hy sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons, wie's ons, die leermeesters, 'n groter oordeel sal ondergaan. Met ander woorde, as die leermeesters gaan oortree, as hulle gaan sonde doen, gaan dit gesien word as 'n groter sonde as die wat net in 'n verkeerde lering wandel. Want dit is nou soos daardie skrif wat Jesus gesê het, weet die, deur wie die struikeling gekom het. Jy verstaan? Dit is hoekom ek sê, ja, sonde is sonde, ek verstaan dit. Maar daar is tog 'n verskil tussen groot en klein sonde. Anders sou Jakobus nie gesê het, daar's 'n groter oordeel nie. Hebreërs 10 vers 29, ons het dit gelees, maar ek lees dit gou weer vir jou. Hoeveel swaarder straf, en jy kan nou self weer die konteks gaan lees daar. Hoeveel swaarder straf, dink julle, dis wat hy sê, dink 'n bietjie daaroor. Daar is 'n swaarder straf wat die persoon gaan verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag, die gees van genade gesmaad het. Hy praat hier van 'n swaarder straf. Johannes sê, hy sê ons, as ons sê ons het nie sonde nie, dan lieg ons, dan is die waarheid nie in ons nie. So dit sê vir my, die een wat Jesus Christus, die Seun van God, nie vertrap het, die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, nie vertrap het nie, en die Heilige Gees nie geminag het nie, maar wat alles in sy menslike vermoë doen, en deur die genade wat hy ontvang het, om soveel as moontlik weg te swaai van sonde af, en tog sondig. Hy sê daardie sonde is kleiner as die sonde van die een wat Jesus Christus en sy bloed vertrap het, en die Heilige Gees geminag het. So verstaan jy wat is my gedagte? Wat ons in gedagte moet hou? Want onthou nou ook net, klein sonde is nie reg en aanvaarbaar nie. Ek sê nie, jy kan 'n potlood steel of dis reg nie. Dit moet veroordeel word en dit moet gestraf word. Want dis gewoonlik of baie maal, kom ek sê nie gewoonlik nie, maar baie keer is dit hierdie klein gewoonte sondes wat ons doen, wat ons gewoond maak aan die verkeerde. En elke keer as ek nie gestraf word nie, dan voel ek later ek kom tog weg daarmee. Dis aanvaarbaar. Kom ek probeer iets groter of iets meer.
Want dis die klein leuns wat groot leuns word, en dis die klein diefstal wat groot diefstal aanmoedig. So is daar groot en klein sonde? Ja, definitief, daar is. Maar nie dat dit ons die reg gee om die klein sondes te doen nie. Die derde gedagte is, hoe gemaak as ek in sonde is? Heel eerste, jy moet onthou, Heilige Gees is die agent tussen jou en God, en ek verduidelik vir jou wat ek bedoel, verstaan dit mooi. Ek verstaan Jesus is die middelaar, maar hoor wat ek sê, dat die Heilige Gees die agent is tussen jou en God. Heilige Gees is die een wat in jou werk tot herstel van jou verhouding met God en mens. En Heilige Gees begin in jou werk deur die volgende metode, en dis wat ek bedoel, hy is die agent. Johannes 16 vers 8. As hy kom, die Heilige Gees, sê Jesus, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. So dis die eerste gedagte van, ek het gesondig wat nou. Die tweede gedagte is, bely jou sonde. Nommer 1, bely jou sonde teenoor God. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely. Hy, God is getrou, regverdig, om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Onthou, jy het in sonde, het jy eerste teenoor God gesondig. Psalm 51 vers 6, sê Dawid, hy sê, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Dis nie dat hy ontken dat hy teenoor 'n mens gesondig het nie, maar dat sy sonde oop en bloot en gestraf sal word deur God. Dis sy eerste prioriteit. Tweede prioriteit in belydenis van sonde teenoor jou naaste. Jakobus 5 vers 16, hy sê, bely mekaar julle misdade, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Hierdie is so belangrik. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou naaste. Jy moet poog om daardie verhouding te herstel of die skade ontklaar te maak. En dit kom deur belydenis, erkentenis. Dis nie te sê dat die mens jou gaan vergewe nie, maar jy het teenoor wie jy gesondig het jy gaan skuld erken, jy het gaan bely. En weet jy wat, jou en hulle gesond word proses, volgens hierdie skrif, lê juis hierin, bely mekaar julle misdade. En dan, die derde gedagte rondom hoe gemaak met sonde. Jesus breek die houvas van sonde oor jou lewe. Want die sonde sou jou hel toe gevand het. Maar toe breek Jesus die houvas. Romeine 6 vers 14, die sonde sal oor julle nie heers nie. 1 Johannes 5 vers 18, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Die Griek sê eintlik, die sonde kan homself nie aan jou vasheg nie. Ons skrif hier praat van wedergeboorte. Wat beteken as jy wedergebore is, as jy in Jesus is, Jesus het jou vergewe, dan kan die sonde homself nie meer aan jou vasheg soos dit altyd gedoen het nie. Jesus breek jou vas van sonde oor jou lewe. Sonde vergifnis, Laaste gedagte rondom hierdie punt. Kom nie so seer deur die agterna sê van kortskiet gebede, miskien in 'n kerk nie. Hoor mooi wat ek bedoel. Vergifnis kom wanneer jy uit jou eie hart, met jou eie woorde sê, Here, ek is jammer, ek het gefouteer. Gaan lees 'n bietjie gerus Psalm 51 en hoor hoe klink 'n man oor sy sonde en hoe vra hy God vir vergifnis. Die laaste ene, en dit gaan oor skuldgevoel. Hiermee maak ek nou klaar, dan groet ek jou. Skuldgevoel is 'n magtige wapen van die sielsvyand, laat ek vir jou sê. Dit hou jou gevangenes, jy weet, en dit maak jou vas aan jou verlede dade. Dit neem jou vrymoedigheid voor mens en voor God weg. Jy voel en bly altyd skuldig, jy verwyd jouself gedurig deur, en soos sonde is dit ook nie reg nie. Hoor 'n bietjie wat sê Jesaja 6 vers 7. Net gou vir die agtergrond, nadat Jesaja 'n visioen van die Here in die hemel op sy troon gesien het, met die engele wat sing heilig, heilig, heilig. Dadelik het sy denke, sy skuld van sondigheid opgebring. Hy het skuldig gevoel, hy het gesê, wee my, ek is verlore, verlore in sonde. En die engel het 'n gloeiende kool van die altaar gevat, sy lippe van Jesaja aangeraak en vir hom gesê in vers 7, kyk, dit het jou lippe aangeraak.
Jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Die grootste vryheid wat 'n mens kan beleef is om nie in skuldgevoel te leef nie. As Jesus Christus jou dan vrygemaak het, moet jy weet, dis asof 'n engel uit die hemel met 'n kool uit die vuur jou aangeraak het en jou onskuldig verklaar. Prys die Here, laat Heilige Gees hierdie waarheid in jou hart vasmaak. Blessings, kind van die Here, tot volgende week. As die Here se wil is, praat ons weer met mekaar.